Ons gaan saam lees uit die woord van die Here. Nooi vir u om te blaai na Genesis hoofstuk 25. Ons is by die 25ste hoofstuk. Ons gaan die eerste 11 verse van die hoofstuk hanteer. Dis 'n kort gedagte, maar 'n baie belangrike gedagte waaroor ons vanoggend praat. En ons nooi vir u om saam te lees. Ek gaan net die ou vertaling lees. Genesis 25 vers 1 tot vers 11 is ons skriflesing. As u dalk met die Bybel op die skoot sit, kom ons bly net so sit, ons maak ons harte stil, ons gaan ons oë sluit, kom ons bid saam, ons vra dat die Here met elkeen van ons sal praat. Here, ons wil saam met die psalmdigter daar in Psalm 48 sê, soos u naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe. U regterhand is vol van geregtigheid. Laat die berg Sion bly wees. Laat die dogters van Juda juig oor u oordeele. Gaan rondom Sion. Trek daaromheen, tel sy torings, let op sy skanse, wandel deur sy paleise, sodat julle dit aan die volgende geslag kan vertel, dat hierdie God onse God is, vir ewig en altyd. Hy sal ons lei tot die dood toe. En as ons vanoggend kyk na die geskiedenis van Abraham en ons gaan praat oor sy dood, is daar in ons hart die enkele gebed, sal u met ons kom praat, sal u woord lewend maak in ons hart vanoggend. Ons is by mekaar op u roepstem vergader, soos wat ons dikwels sing, sal u met ons bemoeienis maak. Ons verdien dit nie, Here, inteendeel, alles wat ons het is genade. Dit wat ons van u ontvang is genade. Maar ons pleit dat u ons sal raak sien. Seën ons nou vir die volgende paar oomblikke tot lof en eer van u naam. Amen. Genesis 25 vanaf vers 1. En Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketura. En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Suach gebaar. En Joksan was die vader van Skeba en Dedan. En die kinders van Dedan was die Asuriete, Letusite en Luamite. En die seuns van Midian was Efa en Efer en Henoch en Abida en Eldaa. Hulle almal was seuns van Ketura. En Abraham het aan Isak alles gegee wat hy besit het, maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle nog by sy lewe van sy seun Isak af oos laat wegtrek na die oosland. En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het, 175 jaar. Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel. En sy seuns, Isak en Ismael, het hom begrawe in die spilonk van Magpela, in die stuk grond van Efron, die seun van Sohar, die Hetiet, wat oos van Mamre lê. Die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het. Daar is Abraham begrawe en sy vrou Sara. Na die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën. En Isak het gewoon by die put Lagai Rooi. Dis tot daar wat ons vanoggend saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Ons praat met u oor Abraham se dood. Ons het lank, vir weke lank, het ons gepraat oor Abraham. Daar was goeie dinge wat ons in sy lewe gesien het. Vanoggend gaan ons kyk na sy grafskrif as jy wil, as ons praat oor die dood van Abraham. Ek dink dalk was u ook soos ek die afgelope tyd so 'n bietjie geskok gewees. Ons het gehoor van Sia Kolisi wat gaan skei. Sia en Rachel. En ek het daaraan gedink terwyl ek voorberei het die week. Ons lees soms die biografieë van groot name, sportsterre, bekendes, ouens wat iets reg gekry het in die lewe.
Wanneer jy die biografie lees, dan besef jy, daar is altyd iets. Soos in die geval van Sia. Daar is altyd iets. Ons weet nie altyd nie, jy lees hierdie biografie juist om te probeer uitvind. Somtyds is daar drank wat 'n kwessie gespeel het. Somtyds was daar slegte gewoontes wat van kinderdae af saamgekom het en wat sy lewe vernietig het, of wat 'n invloed op sy lewe gehad het, maar daar is altyd slegte dinge, daar is altyd een of ander kwessie. En ek dink as ons vanoggend kyk na Genesis 25, en ons kom eintlik by die dood van Abraham, en jy dink oor dit wat ons van hom weet, is die vraag, wat kan ons haal uit Abraham se lewe? As ons vanoggend wegstap van Abraham af, en dit sal nie gebeur nie, want die Bybel is redelik vol, daar's Nuwe Testamentiese verwysings, maar as ons wegstap van Abraham se studie, en ons moet iets uit sy lewe uithaal, wat sal dit wees? Wat sal die hooftema wees van Abraham se lewe, as ons dink aan dit wat ons van hom weet? Dit wat ek graag sal wil hê moet wees, 'n lewe van geloof. 'n lewe van geloof. Daar was opofferings wat hy gemaak het. Daar was keuses wat hy uitgeoefen het. Daar was foute wat hy gemaak het, ja. Maar kom ons kyk na Abraham se lewe, en ek wil spesifiek vanoggend fokus op die beloning wat die Here vir hom gegee het aan die einde van sy lewe, want dit gaan sy grafskrif wees, maar in die lig van God se getrouheid in Abraham se lewe. In die lig van God se getrouheid in die lewe van Abraham. Want Abraham se lewe was 'n lewe van geloof. Ons gaan 3 hoofgedagtes hanteer kortliks, en die eerste een waarby ons gaan stil staan is, God was getrou in Abraham se lewe. God was getrou tydens sy lewensjare. Ons het in vers 1 en 2 gelees, en Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketura, en sy het vir hom Simron en Joksan en Medan en Midian en Jesbak en Suach gebaar. 6 seuns word genoem, en dan is daar ook 'n klomp klein seuns. Ek gaan nie by elkeen van die name stil staan nie, maar die vraag wat jy moet vra is, hoekom word dit hier genoem? Wat maak dit noemenswaardig as hier nou gepraat word van sy einde? Hoekom word dit hier genoem? En die rede is, dis om te bewys, God het gedoen dit wat hy beloof het. God het vir Abraham gesê, Genesis 17 vers 4, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Nou weet ons het 'n tydjie terug gepraat oor Sara, sy, kan ons dit noem, die bruid van sy jeug. Die vrou met wie hy getroud was van sy jong dae af. Sy's dood. En hierna het hy nou weer vir Ketura, na Sara getrou. Sommige ouens sê, maar dis daarom, nou jy weet, daar word gefrons, as 'n man lank getroud is, en hy vat vinnig weer 'n vrou, dan frons hulle, dan sê hulle, hoor jy, hoe kan hy so gou weer trou? Ek dink daaraan as iets goed wat gesê word oor Sara. Abraham het liefde. Alles wat nodig is, het hy by Sara gevind. Hoekom gaan ons dit nie vir hom met Ketura, wat na Sara gekom het nie? Maar die groot saak hier is, nou word daar name genoem, 6 seuns wat by Ketura gekry is, die Here was vir hom goed, maar ook die klein seuns se name word genoem, en die rede is, God het gedoen dit wat hy beloof. God het gedoen, hy was getrou aan dit wat hy vir Abraham gesê het. Nou, wanneer het Ketura op die voorgrond verskyn? Die van u wat baie ywerige Bybelstudente is, sal weet, daar word baie gerede kavel oor, was Ketura nie al vroeër in die prentjie nie? Jy weet, daar is altyd hierdie, wanneer het sy op die voorgrond verskyn? As jy Afrikaans lees, dan lyk dit asof Sara is dood en toe trou hy met Ketura. Ek glo dit is hoe dit was. Alhoewel daar ouens is wat met my sal verskil, daar's van die slimme ouens wat sê, nee, Ketura was een van sy byvroue, so sy was al vroeër in die prentjie. Maar die teks en die geskiedenis wil daarop wys, dat Abraham na die dood van Ketura, na die dood van Sara, vir Ketura geneem het as sy vrou. 16 manlike nasate net uit Ketura bewys dat die Here gedoen het dit wat hy beloof het. En baie van hierdie name is prominente name. Medan en Jesbak word baie later genoem as die voorouers van die Assiriese koning Salmaneser die 3, as jy gaan kyk na die Assiriese geskrifte. Een van Job se vriende, ons lees baie later van Job, maar Job was in die beginstadium, dit is een van die oudste boeke in die Bybel eintlik,
een van sy vriende, een van die wyse manne wat hom raad gegee het, Bildad, hy was 'n afstammeling van Soag, gaan kyk na Job 2 vers 11. Midian, hulle daar in Sinai woestyn gaan woon, sy nakomeling was Jethro, en julle sal onthou, ons gaan later daarby kom, as ons Exodus hierna gaan hanteer, wat ek miskien nie gaan gebeur nie, maar Jethro was die skoonouer van Moses. So dis name, dis bekende name wat nou na vore gekom het, in hierdie klomp wat genoem word. Die meeste van hierdie name word opgemerk in Assiriese bronne. Dis die ou geskrifte, maar dit bewys dis presies wat hier gesê word. Bybel sê, Abraham het hulle oos laat trek. Hy het vir hierdie klomp seuns van Ketura gesê, julle moet oos trek. Hy het hulle weggestuur van Isak af. Julle moet oos gaan woon in die oosland. En dis presies wat ons sien in die bronne wat daar vandag nog is. Ek wil hê jy net vir 'n oomblik dink waar Abraham vandaan kom. Ons het hom leer ken as 'n man oud in lewensjare, op 90-jarige ouderdom, Genesis 15 vers 3, Abraham vir God gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Dit was waar hy vandaan kom. En ons moet erken, ja, dit het dalk stadig begin, maar kyk, wat het ons hier? Ons weet, Isak is al reeds 'n man wat getroud is, ons het gesien, hy het al 'n vrou gevat. Ons sien, selfs uit sy tweede vrou Ketura is daar 'n magdom van nasies wat nou kom, wat beteken, dis 'n bemoediging vir ons. God is getrou. God doen wat hy beloof. Al lyk dit dalk vir ons, soos in die geval van Asaf, in Psalm 73, asof die bose mense, hulle kry al die geluk, hulle kry al die goeie dinge in hierdie lewe. Al lyk dit vir ons soms so, moenie dit glo nie. God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Paulus sê in Filippense 4 vers 19, as u dalk een van daai is wat vroeg net om kop bo water te hou. Ons sukkel, want ons moet Jan van Riebeeck se, ons sê ons altyd, ons het die pennies gevryf, laat Jan van Riebeeck se oë traan. En ons ken dalk die ervaring, want ons sny die rieme fyn. Ons moet baie hard werk, net om kos op die tafel te kry. Paulus sê Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na die rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Dis nie die voorspoedleer nie, dis net om te sê, God is getrou. Ja, ons gaan dalk swaar kry, maar God is getrou. Abraham het God se getrouheid ervaar, tot en met sy dood. Vers 8 het ons gelees, Abraham het die asem uitgeblaas en goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef, en hy is by sy volksgenote versamel. Dis wat die Here hom beloof het, en nou word dit net genoem, want in Genesis 15 het ons nog met u gepraat, vers 15 sê, die Here se woord aan hom is, jy sal na jou vaders gaan in vrede, en jy sal in goeie ouderdom begrawe word. Jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En hier sê die Bybel, hy was oud, toe hy gesterf het. Oud en afgeleef, vers 8, is die woorde. Oud en afgeleef. Fokus vir my op die woordjie afgeleef. As ek vir u, as Afrikaans sprekende mense moet vra, wat sal u sien in hierdie woorde, hy was oud en afgeleef, dan sal jy dink, hy was soos 'n ou waslap, né? Soos ons voel teen Vrydag of teen Saterdag in die week, dan is ons moeg en uitgeput, jy het nie meer krag om aan te gaan nie. Is dit wat ons sien in die term oud en afgeleef? Ek dink die vertaling het ons so 'n bietjie mislei. Weet jy wat beteken dit werklik? Dit beteken, daai afgeleef, in die Hebreëse vertaling word dit, in die Engels sê hulle full of years, maar as jy gaan kyk in die Engelse vertalings, dan sit hulle die jare in kursief, wat beteken die vertalers het bygesit. Die Hebreëus staan letterlik, hy was oud en vol. Dit word, meeste van die tyd word hierdie woord wat gebruik word, vertaal met versadig. Versadig. En dit bring 'n heeltemal 'n ander dimensie na dit wat ons hier lees. Hy het gesterf, oud en versadig, 'n vol, goeie lewe gehad. Nie maklik nie, ons weet, dit was nie altyd maklik nie, maar hy was versadig. Sy einde, hier aan die einde van sy lewe, toe hy op 'n 175-jarige ouderdom sterwe, oud, was hy versadig, wat beteken, daar was nie spyt en teleurstellings en knorrigheid nie.
maar 'n dankbaarheid, 'n tevredenheid. Hy het op sy sterfbed gelê, heel moontlik met 'n blik in sy oë, wat jy kon sien, hier is 'n man wat 'n goeie lewe gehad het. Vol, tevrede en dankbaar. Jy weet ons wat sê ons van ou mans, né? Sonder die genade van die Here word 'n ou man knorrig. Dis hoekom ou mans knorrig raak. Sonder die genade van die Here is jy spyt en knorrig, want jy het soveel dinge waaroor jy spyt is en wat jy nog wou doen of wat ook al, en besef jy jou kragte word minder. Abraham wys vir ons 'n lewe van geloof is 'n lewe van dankbaarheid. 'n Lewe waar jy eerder seën as wat jy knorrig is. 'n Lewe waar jy eerder dankbaar terugkyk met 'n tevredenheid. Hierdie is 'n eienskap waarvan jy bitter min hoor in biografieë van manne wat iets bereik het in hierdie wêreld. Bitter min. Die uitsondering wil ek amper sê. 'n Eienskap wat jy nie kan meet aan geldwaarde of aan sukses of een of ander kwessie wat ons graag gebruik om sukses te meet nie. Jy weet as jy met 'n ou man praat, dan sê hy vir jou sê ek het darm, en dan verwys hy jou na iets wat hy gestig het of een of ander ding wat hy gebou het of iets wat hy reg gekry het. Dis hoe ons mans is. Vrouens, julle moet ons verstaan. Ons is gemaak om met ons hande te werk en ons wil graag wys na iets wat ons reg gekry het in ons lewe. Maar hierdie tevredenheid meet jy nie met sulke waardes nie. Hierdie tevredenheid is 'n geloof om te weet die Here was vir my goed. En daarom kan ek aan die einde van my lewe terugkyk en sê, ek is dankbaar. Nou daar was beslis dinge waaroor Abraham spyt was, verstaan my reg. Ek is nie besig om te sê, jy kan net hierdie ding geniet as jy nog nooit iets gedoen het waaroor jy spyt is. Ek dink ons almal het al dinge gedoen waaroor ons spyt is. Maar dit was deur die genade van God, wat Abraham se sondes en Abraham se dinge vergewe was, dis afgehandel, dis verby. Is dit nie lekker nie? Dit is hoe, en ek praat nie nou net met die mans nie, alhoewel dit klink asof ek nou pik op die mans vanoggend, dit is hoe ons oud moet word. Soos Abraham, om te sê, ja, ek het dinge gedoen waaroor ek spyt is. Ek moes nooit dit of dat, en, weet, in my jonkheid het ek dwaase besluite geneem, wat ook al, maar dis verby. God het my vergewe, dis klaar, dis afgehandel. Dis dieselfde vir ons. Paulus sê in Galasiërs 3 vers 9, en ek wil nou die lyn trek van Abraham af na 1 Mei toe. Paulus sê, sodat die wat uit die geloof is, en as ons bely dat ons geloof in die Here Jesus plaas, dat ons gered is, dan sê ons is saam met Abraham, die wat uit die geloof is, dat ons geseën word saam met die gelowige Abraham. Ons behoort soos Abraham te kan sê, my lewe was vol, my lewe was versadig. Dis hoe ek daar uitstap. Ek kyk daarna en ek is dankbaar. As ons op die Here vertrou, sal ons dieselfde seën hê as Abraham. Dit sal ons deel wees. Ons sonde, die grootste is, ons sonde is vergewe. En die Here is getrou. 1 Johannes 1 vers 9, die baie bekende, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Moenie jou sondes gaan uitdiep en na mekaar daaroor praat. Jy weet ek so spyt daaroor. Los as die Here sê hy dink nooit weer daaraan nie. Wie sê jy om dit weer te gaan haal? Dis verby. Jy gaan dalk die letsels dra. Jy gaan dalk nog die effek daarvan voel. Maar vergeet dit tog. Wees dankbaar vir die goeie wat ons by die Here vind. Wat 'n bemoediging, wat 'n belofte. Wat 'n belofte wat ons sien in die lewe van Abraham. Dit laat my dink op Psalm 103 vers 5. Ons ken almal Psalm 103 baie goed. Nou vers 5 sê, hy wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Dis die Here wat ons versadig. Dis die Here wat ons daai genoegdoening gee. Al het ek nie alles bereik wat ek graag wou bereik nie. Al het ek nie soveel geld in die bank soos wat ek voel ek behoort te hê nie en wat ek graag wil hê nie. Al het ek nie daai droom wat ek gejaag het gekry of dit reg gekry nie. Maak nie saak nie. Hy versadig my met die goeie. Hy laat my kyk na my lewe en sê ek is so dankbaar. So God was getrou in Abraham se lewe. Dis die eerste. Tweede hoofgedagte. God was getrou in Abraham se dood.
Vers 8 het ons gelees. Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef, ons weet nou wat dit beteken. En dan hierdie woorde, en hy is by sy volksgenote versamel. Nou ek wil net hê jy moet vinnig saam met my tel. Wie kan vir my sê hoe lank was Abraham in Kanaan? As hy op 175 gesterf het, hoe lank was hy in Kanaan? Hoe lank was hy 'n vreemdeling en 'n bywoner in Kanaan? 100 jaar. Het julle opgelet? Hy was 75 met sy trek uit Ur van die Galdeërs. Hy het vir 100 jaar lank rondgereis. Hy het nie 'n plek gehad nie, hy het nie 'n huis gehad nie, hy het die hele tyd in tente gewoon. Dis hoekom hy vereenselwig word met 'n tentbewoner. Hy het rondgereis. 100 jaar in Kanaan gewoon, geseën op soveel maniere. 'n Hoë ouderdom, dit was 'n seën, veral in daardie tyd. Hy het 'n nageslag gehad. Onthou ek wil weer sê, hy het stadig begin, maar lyk my hy het vinnig opgevang. Hy het soveel seuns en nageslag, groot mense gehad na hom. Daar was versadiging, daar was volheid. En tog was dit 'n harde lewe, dit was 'n moeilike, swaar lewe. Alhoewel hy geseënd was, het hy nogtans gesterf. Ek wil hê jy moet dit oplet, want alhoewel u en ek die Here dien, ons kan ook siek word en sterf. Ons kan ook swaar kry dinge beleef. Maar nou praat ons oor die seën van God wat hy in die dood beleef het. Want ons het gesien, hy is by sy volksgenote versamel. Nou daar's 'n ou versie in die Psalms waaroor ons baie keer preek as ons by 'n begrafnis kom. Dalk het u dit al by 'n begrafnis gehoor. Psalm 116 vers 15 wat sê: Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ons sien dit met Abraham. Die merkwaardige beskrywing hier by Abraham se lewe is, hy is by sy volksgenote versamel. Wat beteken dit? Hy is dood en toe sy by sy volksgenote versamel. Die meeste mense sal sê, dit is om te beskryf, hy is in 'n familiegraf begrawe. Maar dis nie wat dit sê nie. Dit beteken, hy het 'n toestand by sy dood ingegaan, wat ons beskryf as lewe na die dood. As ek met mense praat wat nie Christelik is nie, gewoonlik as ek met die moslems of wie ook al, as ek hulle wil evangeliseer, dan sal een van my eerste woorde wees, glo jy aan die lewe na die dood? Ken nie jou geloof nie, maar glo jy aan die lewe na die dood? Want daar's iets in die mens wat ons wil laat hinker na die lewe na die dood. En hier sê die Bybel, Abraham het na sy dood, is hy by sy volksgenote versamel. Ons praat in die volksmond, dan sê ons, hy is dood en hy is hemel toe. Hy is dood en hy is by die Here. Hy is dood, hy is nou op 'n beter plek, sê mense baie keer van ouens wat goddeloos gelewe het. Ek sal my nou nie altyd steur aan die grafskrifte wat aan mense gegee word nie, maar dis die uitdrukkings wat ons ken. Dit praat van iets wat die Bybel noem die lewe na die dood. Abraham het iets beleef na die dood. Nou hier is 'n tegniese saak, want na jou dood, terwyl jou liggaam nog in die graf is jy in 'n bewustelike staat by God. Dis waarvan hier verwys word. Abraham het hierdie staat ingegaan. Hy wag nog op die opstanding, want Abraham se liggaam is nog stof. Iewers in Palestina lê Abraham se stof nog. Dis nou al lank al baie stof, baie fyn stof, miskien moet ek dit sê. Maar daar kom 'n dag wanneer sy liggaam gaan opstaan en sy siel weer verenig gaan word, verheerlikte liggaam. Dit sal dan die lewe na die dood wees. Maar wat is hierdie dan wat hy nou beleef? Dit noem die teoloë die intermediêre toestand. As jy dit wil gaan opsoek, dis die Christene, die ouens wat die Bybel reg verstaan, hulle praat hiervan. Die Westminster Konfessie het dit vir my die mooiste uitgedruk en hulle stel dit so in hoofstuk 32 van die Westminster Konfessie waarmee ons nog saamstem. Die siele van die regverdiges wat dan volmaak sal wees in heiligheid word ontvang in die hoogste hemele waar hulle in lig en heerlikheid die aangesig van God sal aanskou in afwagting van die volkome verlossing van hulle liggame. So hulle is nog nie
by die finale staat van die lewe na die dood nie. Dis hierdie tussenin staat. Dis nie 'n sieleslaap nie. Hulle is in bewustheid by die Here, hulle is in die lig en heerlikheid by die Here. Die Bybel, Nuwe Testament praat van hy's gedra na die boesem van Abraham. Selfe gedagte, dis hierdie staat. Dadelik na die dood word kinders van God bewustelik opgeneem om in God se teenwoordigheid te wees. Psalm 116 verwys ook daarna. Hy sê in vers 9: Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. Dis nie op aarde nie, want hierdie is die lande van die sterwendes. Ons is besig om te sterf. Maar ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. R. Kent Hughes, een van die kommentare wat ek gebruik, hy skryf oor die geleentheid en hy praat van the living fellowship of the redeemed. The living fellowship of the redeemed. Abraham is in heerlikheid opgeneem om te wees saam met ander wat in geloof aan die Here verbind is. So daarom is die hemel beslis 'n plek van 'n reunie. 'n Reunie met vriende en familie wat in Christus gesterf het. Dis wat die Nuwe Testament dit noem. Om in Christus te sterf beteken om as kind van God te sterf. Alexander Maclaren, een van die ou kommentare wat jy verniet kan gaan lees op die internet. Hy skryf oor die gedeelte en hy sê, we are here, nou praat hy van ons wat nog op aarde is, we are here like travelers, plodding lonely through the night and the storm, but soon to cross the threshold into the lighted hall full of friends. Hy gebruik ons lewe hier op aarde, die beeld wat hy skilder is, ons is nog in die stormnag, is donker, ons is alleen, het voel vir ons of ons hierdie stryd, of ons dit nie gaan maak nie, maar hy sê as jy sterf, dan kom jy in 'n saal waar daar lig is. Uit die donker nag en die storms, kom jy in 'n saal waar daar lig is, en wie kry jy in die saal? Hier is al my vriende, hier is my familie wat in Christus gesterf het, hier is ons nou almal weer by mekaar. Dis hoe hy dit beskryf. Wat 'n heerlike vooruitsig, om saam met geliefdes te wees wat ons vooruit gegaan het. Ek sien uit daarna om my pa te sien, hy is in 2010 oorlede. Ek wil graag die ouens wat in die Bybelse tyd al dood is gaan ontmoet. Ek kan nie wag om met Petrus te praat en met Paulus. Dis die reunie waarna ons uitsien. Die baie bekende evangelis Dwight L. Moody, hulle sê toe hy gesterf het, na 'n lang siekbed, sy gesin het om sy bed gestaan, en sy dogter het hom gehoor bid, en sy bid dat die Here hom gesond moet maak. En hy sê vir haar, oh no, Emma, don't pray for that. God is calling me. This is my coronation day. It's what I've been looking forward to. Ek sien uit hierna om te sterf. Ek wil by die Here wees. Sy seun hoor toe hoe hy sê, en ek haal aan, earth is receiving, heaven is opening, God is calling. En toe sê sy seun vir hom, you're dreaming, father. Toe sê Dwight L. Moody vir sy seun, no, this is no dream. I have been within the gates. I have seen the children's faces. Hy het baie kinders, soos in daai tyd maar, het kinders het nie, baie keer by geboorte is kinders dood, hulle het kindertjies gereeld, dis in ons dag wat kinders, ons aanvaar hulle gaan oud word. Daai tyd het kindertjies doodgegaan, hy sê, ek sien my kinders se gesigte. Vir mense wat sonder die Here sterf, is die dood nie iets om na uit te sien as 'n reunie saam met ander nie. Die dood is eerder iets wat jou gaan skei, want dit is waarvan die Bybel praat, 'n tydperk van alleenheid, afgeskei van God se seën, het God se toorn oor jou. Jy gaan nie partytjie hou in die hel nie, dis 'n verskriklike tyd. Maar vir die kind van God, wat 'n vooruitsig, wat 'n vooruitsig. Nou ons lees verder in vers 9 en 10, en sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die spilonk van Magpela, en dan word moeite gedoen net om te sê wat ons verlede keer bespreek het. Dis die stuk grond wat hy gekoop het, om Sara te begrawe. Daar is hy begrawe. Interessant, dat Isak en Ismael, julle onthou, hulle was nie baie lief vir mekaar nie. Ismael het heel moontlik nog met kwessies in sy hart geloop, maar hulle skuif hulle kwessies op sy, om eer te betoon aan hulle vader. Wat 'n seën by jou dood.
God was getrou in Abraham se lewe. God was getrou in Abraham se dood. Laaste gedagte. God was getrou ook met Abraham se nageslag. Die laaste woorde van Abraham is eintlik 'n opmerking oor sy seun Isak. Vers 11 wat ons gelees het. Na die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën. En Isak het gewoon by die put Lagai Roi. Dit wat gesê word, is 'n noemenswaardige gedagte. Want terwyl ons weet God was getrou in Abraham se lewe, ons het gesien God was getrou ook by sy sterwe, nou word daar gepraat van diegene wat na hom kom. En wie is die een wat die aflosstokkie verder moet dra? Wie is die een wat verder moet gaan met dit wat ek begin het? Dis my seun. Dis my nageslag. En in Abraham se geval, Isak moet dit verder vat. En dit is belangrik vir Abraham. Ons sien dit in die manier waarop hy sy ander seuns behandel het. Ons het vers 5 en 6 gelees. Abraham het aan Isak alles gegee wat hy besit het, maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle nog in sy lewe of verby sy lewe van die seun Isak af oos laat wegtrek na die oosland. Die gebruik was ook in daardie dae, voor jou sterwe, voordat jy doodgaan, moet jy hierdie goedes uitsorteer. Jy moet alles in orde kry. Jy moet sê wie gaan wat erf. Jy moet jou testament in orde kry voor jy sterf. En dit was nou vir hulle 'n tipe van 'n testament. Nou Isak was die erfgenaam. Onthou ons het gepraat van Sarah wat langs Abraham hierdie geloofsheld was. Ketura is nie dieselfde klas as Sarah nie. Ismael is nie dieselfde as Isak nie. Ketura se seuns nie dieselfde as Isak nie. Isak is die erfgenaam. Isak is die lyn. Dit is wat God vir hom beloof het. So Ketura se seuns kry geskenke en glo vir my, hy het mooi vir hulle gesorg. Hy het vir hulle goeie beleggings gegee. Soos wat dit reg en aangenaam was. Die Here het hom geseën daarin. Hy het vir hulle geskenke gegee. Hy was lief vir hulle. Hy wou hulle versorg sien. Hy wou sien dat hulle vooruitgaan in die lewe. Maar voor sy dood sê hy, julle moet weggaan. Want Isak is die nageslag. Isak is die lyn. Dis my seun. Hy was die erfgenaam. Dis deur Isak wat die belofte van God waar gaan word. So Abraham doen alles in sy vermoë om voor sy dood alles reg te kry. Hy doen wat hy menslik moontlik kan doen, maar dan los jy die res vir die Here. Wat 'n getuienis. U en ek is dieselfde, nie net in ons dood nie, nie net met ons testament en met ons nageslag nie, met alle dinge is dit eintlik maar so. Jy doen wat jy menslik moontlik kan doen, en dit wat jy nie kan doen nie, los dit vir die Here. Jy los dit by die Here. Jy los hom om te doen dit wat jy nie kan doen nie. Nou ek dink vir kinders van God, is dit seker een van die grootste besorgdhede na ons redding. As jy gered word, as jy die Here waarlik leer ken en jy geloof in hom sit, waaroor is jy die bekommerdste? Bekommerd is dalk 'n harde woord, besorg is 'n beter woord. Here, red my kinders. Here, hulle moet ook in U glo. Hulle moet U ook volg. Sien om na my kinders, trek hulle in U liefde. Hou hulle vas, beskerm hulle in geloof, moet hulle aan U vashou. Here, wees goed vir my kinders. Dis waarvoor ons bid. Dis waarvoor ons gereeld bid. Behoort te bid. Glo jy doen dit. Daar's 'n baie bekende verhaal van sendelinge wat in die Suid-Amerika en onder die Auca Indiane gaan sendingwerk doen het. Dit was die Huaorani stam. Ek hoop ek het dit reg uitgespreek. Baie wrede Indiane, die Auca Indiane in Ecuador. En die name van die 4 manne was Jim Elliot, Ed McCully, Roger Udarian, Pete Fleming en dan was daar 'n vlenier, Nate Saint. Hulle het gegaan en hulle wou kontak maak met hierdie stam, 'n baie wrede stam, en hulle het geskenke uitgegooi uit 'n vliegtuig. Hulle het 'n klein geel vliegtuigie gehad waarmee hulle soontoe gegaan het en hulle het geskenke afgegooi en hulle wou kontak maak. En die 8ste Januarie 1956 het hulle besluit dis nou die tyd om met hulle te begin praat, kontak maak. En dit het aanvanklik goed gelyk, gepraat met van die mense daar, en daar het 'n klomp vegters teruggekom van waar hulle ook al was, en hulle het hierdie 4 sendelinge deurboor met spiese, doodgemaak. Jim Elliot was
28 jaar oud. Hy was so 4 of 5 jaar getroud, klein baba dogtertjie gehad, sy was nog nie 'n jaar oud nie. Maar Jim se vrou Elizabeth, wat hulle is eers getroud nadat hy begin met sendingwerk. Elizabeth Elliot, wat ook self 'n baie ywerige sendeling was. Hulle het hierdie klein dogtertjie gehad, en ek glo, miskien in daardie oomblikke toe hulle aangeval was, wat sou Jim dink? Here, wat van my kind? Wat van my dogtertjie? Wat sal van my vrou en my baba word? Nou Elizabeth Elliot, gaan Google dit, gaan soek 'n bietjie na Elizabeth Elliot. Sy het hierdie noemenswaardige, eintlik onverstaanbare ding gedoen. Sy het saam met een van die vroue, Rachel Saint, dis haar broer Nate is dood, hy was die vlieënier. Sy het saam met haar gegaan en hulle het voortgegaan met die werk onder die Indiane. Hulle het gesê, hierdie mense moet die evangelie hoor. Hoekom moet die werk ophou? Omdat 'n teëspoed ons getref het. En hulle het voortgegaan met die werk. Hulle het voortgegaan met die werk waarin hulle geliefdes dood is. En die Here het hulle geseën met groot sukses. Later is hulle genooi om tussen die Auka Indiane te bly. Hulle was opgeneem as deel van die stam. 9 jaar later het hulle die evangelie van Markus vertaal en vir hierdie stam gegee, want hulle het intussen die taal leer ken, beskikbaar gestel aan die mense, en hulle die evangelie vir hulle geleer, en hulle sommer maar net blootgestel aan die evangelie, aan die Here Jesus. En daai selfde dag, toe hulle die evangelie van Markus aan hierdie Indiaan stam gee, is Nate, dis nou die vlieënier wat doodgemaak is, se kindertjies ook gedoop. Maar die noemenswaardige is, die een wat hulle gedoop het, is 'n man, 'n Indiaan, genaamd Kimo. En hy was een van die vegters wat hulle doodgemaak het. Daar was versoening. Daar was liefde. Daar was 'n broederskap. Want jy sien, dis hoe die evangelie werk. Dis deur God se genade dat hierdie gesinne, die gesinne van sendelinge wat doodgemaak is, verder gaan met die werk. Dis hoe die evangelie werk. Dalk het jy dit al gelees, dis op Facebook, ek het dit nou nie gaan soek nie, waar iemand skryf en sê, Paulus, ons geliefde Paulus, hy is met toejuiging in die hemel verwelkom toe hy dood is, deur dieselfde mense wat hy doodgemaak het, toe hy nog nie gered was nie. Want hy die gemeente vervolg. Dit, vriende, is hoe die evangelie werk. Dit is die effek van die waarheid van die evangelie. Ons moet besef, ons lewe eindig nie by ons dood nie. Die dag wanneer ek my laaste asem uitblaas, is my lewe nie verby nie. Ja, dit gaan voort by die Here, as ek hom ken. Maar dit waarvoor ek gestaan het, dit waarvoor ek lewe, gaan verder in my kinders. Dit gaan verder in die wat my gevolg het, in my disippels, die wat ek gewys het en gelei het na die Here Jesus. So dis eintlik 'n grafskrif van Abraham is om te sê, Isak het die Here gedien. Isak het gebly daar by die put Lagai-Rooi. Die Here het hom geseën. Hy het die Here gedien. Hy het voortgegaan om die Here te dien. Kyk na Abraham se voorbeeld. Disipel jou kinders. Wees lief vir hulle, leer hulle, maar dit beteken wees self getrou om die Here te dien. Jy kan nie jou kinders leer om te doen dit wat jy nooit gedoen het nie. Nou ons voltooi die studie oor Abraham. En soos wat ek vir u gesê het, hy is 'n man van geloof. Hy is die vader van die gelowiges. Maar dis nie net Isak wat geseën is deur Abraham nie. Dis nie net Isak wat hierdeur 'n mate van seën ontvang nie. Ons deel ook daarin. Galasiërs 3 vers 7, 8 en 9 of 7 en 9 verskoon tog gesê,
Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. As ons sê, ek glo in die Here Jesus, ek is waarlik kind van God, ek kan getuig daarvan, ek bely dit, dan sê die Bybel, dan sê jy 'n kind van Abraham, vers 9, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Ons het dieselfde seëninge, ons het dieselfde roeping, ons het dieselfde evangelie as wat Abraham gehad het. Sy nalatenskap is nie 'n nalatenskap van, kyk die stad wat hy gebou het, kyk die oorwinnings wat hy behaal het, daar's baie dinge wat jy sekerlik kan sê wat hy reg gekry het. Maar Abraham se nalatenskap is 'n man van geloof. William Blakey skryf, en ek wil hê jy moet dit volg. The main foundation of Abraham's greatness lay in his relationship with God. He believed in God. He believed God's word was true, even though every probability in heaven and on earth might be against it. Ons het dit gesien in sy lewe. He believed God's favor was the real treasure, the pearl of great price, worth losing everything else, for if it could be retained. Dis die parel waarvan die Here praat, wat gesê het, ek sal alles wat ek het verkoop, as ek net daai parel in die hande kan kry. So het Abraham die evangelie geglo, so het Abraham in God geglo, so moet u en ek in God glo. Daar's 3 verwysings in die Nuwe Testament, en ek sluit daarmee af. Vinnig net daarna dit noem. 3 verwysings in die Nuwe Testament na Abraham. En daar's 3 dinge wat daardeur baie duidelik na vore kom. Die eerste ene is, sondaars word geregverdig deur geloof alleen. Jy word nie gered omdat jy gedoop is, of omdat jy lidmaat is van 'n kerk, of omdat jy belydenis van geloof afgelê het, of omdat jy wat ook al nie. Jy word nie gered deur werke nie, deur geloof alleen. Paulus skryf in Romeine 3, hy doen moeite om te sê, die werke van die wet kan jou nie red nie. En dan kom hy in hoofstuk 4, en hy sê in Romeine 4 vers 3, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Geloof alleen. Dis waar die soula van die reformatie vandaan kom. Geloof alleen. Die tweede ding, alhoewel jy gered word deur geloof alleen, en hier is 'n belangrike, moeilike ding om te verstaan, maar 'n belangrike ding. Bewys jou werke dat daai geloof eg is. En jou werke is dan gehoorsaamheid. Dis hoekom die manne van die hervorming het gesê, jy word gered deur geloof alleen, maar daai geloof bly nie alleen nie. Want wanneer jy daai geloof het, dan dra dit werke. En dis wat Jakobus ons van vertel. Jakobus verwys na die gebeure in Genesis 22, die offerande op Moria. En dan sê Jakobus in Jakobus 2 vers 24, sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie. En mense sê, Jakobus verkondig redding uit werke. En Jakobus se punt is, nee, jy word nie gered uit werke nie, maar as jy gered is, as jy geloof het, dan sal jy die werke toon, dan sal jy die regte goed doen. Dis die dankbaarheidslewe. En dan die derde ding wat ons sien in Abraham se lewe, verwysing in die Nuwe Testament, is God se beloftes aan Abraham word uiteindelik vervul in die Here Jesus. God se belofte aan Abraham was nie uiteindelik vervul in Isak nie, maar uiteindelik in die Here Jesus. God het aan Abraham 'n nageslag beloof. En Paulus noem dit verwys na 'n enkelvoud. Hoor wat skryf Paulus in Galasiërs 3 vers 16. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad. En dan sê Paulus, dit is Christus. So, vriende, ons maak klaar met Abraham. Die manier om Abraham te volg is om jouself in geloof aan die Here oor te gee. Om in geloof na die Here toe te kom en te sê, Here, hier is ek, 'n verlore sondaar. As U my nie red nie, is ek verlore. Ek het al probeer, kan nie die wet hou nie. Want onthou, as jy die wet 100% kan gehoorsaam, probeer dit gerus, dan kan jy gered word. Maar die probleem is, jy het nie, want jy het al klaar die wet gebreek. So jy staan skuldig. Almal is skuldig. Nou kom jy na die Here toe in geloof. Here, U het vir my gesterf.
Ek wil u in geloof aanvaar as my saligmaker, as my redder. As u dit nie vir my doen nie, is daar geen ander hoop nie. Die manier om Abraham te volg, is om jouself in geloof aan die Here oor te gee. Het u dit al gedoen? Daar is te veel mense in die kerk wat dink, omdat ek gekatkeseer het, of omdat ek, belydenis van geloof, en julle weet net so goed soos ek, belydenis van geloof is 'n worsmasjien, waardeur jy die katkesante druk, en hulle word maar net voorgestel om deel te word van die kerk. En dis reg en mooi en goed en alles reg. Maar het jy in geloof al die Here Jesus as saligmaker aangeneem? Het jy al met die Here gepraat? Ek moes nou onlangs vir iemand sê, hierdie woorde wat jy nou bely die persoon teenoor my. Ek sê, ek is nie 'n priester nie. Hierdie goed moet jy vir die Here sê. Hierdie goed moet jy na die Here toe vat. Gaan in geloof na hom toe. En sê, Here, sal u my red? Sal u my nuut maak? Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, ons maak in 'n sekere sin 'n hoofstuk klaar vanoggend as ons oor Abraham die boek toemaak en sê, u was vir ons goed om vir ons te leer oor die lewe van 'n man van geloof. Die man waarby u kom stil staan het. U het hom gekies. U het gesê, ek sal my verbond met jou oprig. Hy het u geglo. Ons wil dieselfde doen. U wat harte ken. U wat harte deursoek. Here, sal u tog hierdie waarhede in mense se lewens laat wortel skiet, laat groei en laat vrug dra tot eer van u naam. Ons eer u vir die geskiedenis van Abraham. Ons eer u vir die waarheid van u woord. Ons wil daarby staan, ons sal daarmee saamval, want ons hou daaraan vas, krampagtig vas. Ons prys u heilige naam. Amen.